Jeremia 33. Verder het die woord van die Here vir 'n tweede keer tot Jeremia gekom, terwyl hy nog opgesluit was in die voorhoof van bewaking, en gesê: So spreek die Here wat dit doen, die Here wat dit formeer om dit te bevestig. Here is sy naam. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Want so sê die Here, die God van Israel, met betrekking tot die huise van hierdie stad en die huise van die konings van Juda, wat omgegooi is as verdediging teen die walle en die swaard. Hulle kom wel om te veg teen die Galdeërs, maar dit is om die huise te vul met lyke van mense wat ek verslaan het in my toorn en in my grimmigheid, en oor al die boosheid van diegene oor wie ek my aangesig vir hierdie stad verberg het. Kyk, ek laat vir die stad genesing en gesondmaking tot stand kom, en sal hulle gesond maak en aan hulle openbare oorvloed van duursame vrede. En ek sal die lot van Juda en die lot van Israel verander en hulle bou soos tevore. En ek sal hulle reinig van al hulle ongeregtigheid waarmee hulle teen my gesondig het, en vergewe al hulle ongeregtighede waarmee hulle teen my gesondig en teen my oortree het. En die stad sal vir my wees 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle doen, en hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en oor al die vrede wat ek daaraan bewys. So spreek die Here, in hierdie plek waarvan julle sê, dit is woes, sonder mens en sonder dier, in die stede van Juda en oor die strate van Jerusalem wat verwoes is, sonder mens en sonder inwoner en sonder dier, sal weer gehoor word die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, die stem van die wat sê, loof die Here van die leerskare, want die Here is goed, want sy goedertierenheid is in ewigheid, van die wat 'n lofoffer bring in die huis van die Here, want ek sal die lot van die land verander soos tevore, sê die Here. So spreek die Here van die leerskare, in hierdie plek wat woes is, sonder mens of dier, en in al die stede daarvan sal weer 'n weiveld vir die herders wees, wat troppe kleinvee laat lê en rus. In die stede van die gebergte, in die stede van die laafveld, en in die stede van die suidland, en in die land Benjamin, en in die omstreke van Jerusalem, en in die stede van Juda, sal die troppe kleinvee weer by die teller verbygaan, sê die Here. Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan wat ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. In die dae en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit, en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dae sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon, en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. Want so sê die Here, daar sal vir Dawid nie 'n man ontbreek wat sit op die troon van die huis van Israel nie. En daar sal vir die Levitiese priesters nooit voor my aangesig 'n man ontbreek wat altyd deur brandoffers bring en spysoffers aan die brand steek en slagoffers berei nie. En die woord van die Here het tot Jeremia gekom en gesê, so spreek die Here, as julle my verbond met die dag en my verbond met die nag kan verbreek, dat daar geen dag of nag op hulle tyd is nie, dan sal ook my verbond met Dawid, my knegt, verbreek kan word, dat daar vir hom geen seun sal wees wat regeer op die troon nie, en met die Lewiete, die priesters, my dienaars. Soos die leer van die hemel nie getel en die sand van die see nie gemeet kan word nie,
so sal ek vermenigvuldig die nageslag van my knegt Dawid en die Lewiete wat my dien. Verder het die woord van die Here tot Jeremia gekom en gesê: Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie, as hulle sê, die 2 geslagte wat die Here uitverkies het, die het hy verwerp. En hulle verag my volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie. So sê die Here, as ek my verbond met dag en nag, die insettinge van die hemel en die aarde nie vasgestel het nie, dan sal ek ook die nageslag van Jakob en van my knegt Dawid verwerp, dat ek nie uit sy nageslag heerser sal neem oor die nageslag van Abraham, Isak en Jakob nie, want ek sal hulle lot verander en my oor hulle ontferm.